Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, asook op die klokkie sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Ja, en ek wil jou ook vra om 'n boek of twee by ons te koop. Onder in die winkel van hierdie kanaal kan u boeke aanskaf. Want ja, ek het nou nogal geld nodig. Diegene van u wat die week se bietjie Netwerk 24 en ander media gevolg het, News24 en so meer. Ek sou agtergekom het dat die Suid-Afrikaanse Reservebank het van dese week 'n ding in die Staatskoerant, 'n kennisgewing in die Staatskoerant gepubliseer, waardeur hulle 4,2 miljoen rand van Praag, van hierdie organisasie en van my persoonlik eintlik ook verhaal. Hulle vat dit net eenvoudig. En dit is eintlik lagwekkend eenvoudig vir die Reservebank om jou geld te vat, want al wat hulle hoef te doen, die bank stuur vir jou een e-pos om te sê jou geld is bevries, en dan so 'n paar jaar later dan stuur die Reservebank vir jou nog 'n e-pos om te sê dit was nou in die Staatskoerant en ons het nou jou geld gevat. Baie dankie en totsiens. En dan het jy nou nog 90 dae waar tydens jy 'n hofsaak kan maak teen die Reservebank. Ons kan nou 'n bietjie daaroor ook gesels, maar ek het intussen ook 'n oproep van Magnus Huystek gehad. Dit met hom ook gebeur, maar nie so groot bedrag nie, iets is R200,000 en dit 'n hele klompie jare gelede. En hy het die eerste ronde gewen hierso in Johannesburg se Hooggeregshof, en die tweede toe appeleer die Reservebank. En toe hy by daardie appel saak instap, toe staan hulle daar met 19 senior advokate. En toe het hy die appel verloor en hy het nooit weer sy geld teruggekry van die Reservebank af nie. Nou ek verwag hulle gaan seker teen my ook 19 senior advokate instuur, sodra ek hierdie ding in die hof probeer beveg, maar nou ja, die lewe is 'n stryd, soos hulle sê. Soet is die stryd vir die stryder, het ID Du Plessis iewers gesê. Nou ja, ongelukkig is dit so, dat in Suid-Afrika vandag is elke dag maar net 'n stryd, en jy moet veg vir alles, vir elke reg wat jy het of nie het nie, en jy moet vir elke sent wat jy het of nie het nie, in hierdie geval. Ja, saam met rente is hierdie bedrag nou gelykstaande aan meer as 5 miljoen rand. Want intussen as jy natuurlik 4,2 miljoen rand in die bank het, dit loop rente en teen 'n tamelike tempo, en dit is nou meer as 5 miljoen rand werd. Met ander woorde, en nie net dit nie, maar een van die bedrae wat ter sprake was eintlik reeds in dollars, en was reeds op pad Amerika toe vir 'n betaling aan 'n Amerikaanse maatskappy. En ek skuld daardie maatskappy nou iets soos $121,000. So, nie net het ek 5 miljoen rand verloor nie, ek skuld nou nog 2 miljoen rand daarby. So met ander woorde, ek het eintlik 7 miljoen rand verloor vanweë die optrede van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Nou, ek wil nie in te veel detail ingaan nie, maar daar's eintlik twee wette wat hier te sprake is. Daar's 'n ding, iets so die wet op valuta en nog iets uit so 'n Engelse naam ook. Dit dateer uit 1933, en toe het hulle in 1960 na die Sharpeville onluste het hulle regulasies gemaak wat eintlik valutabeheer in Suid-Afrika begin toepas het of dit verander het. En kragtens artikel 22B van daardie regulasies kan die Reservebank eenvoudig net jou geld vat. Ek het voorheen nie besef dit is so maklik nie, maar met 2 e-posse kan hulle jou beroof van 5 miljoen rand. Nou, ek wil ook 'n bietjie net vermeld, jy weet, ek dink ons moet begin planne maak om onsself teen hierdie tipe dinge te beskerm. En 'n paar gedagtes wat sommer by my opgekom het van dese week terwyl hierdie hele ding nou aan die gang was. Ja, van vandag se rapport was daar so 'n grappie van Pollux, die rapportafdeling van Netwerk 24.
Ek deel dit net met u sommer hier op die skerm. Hulle sê, Raad vir Dan Rood. 'n Kort vrywaring voor u verder lees. Pollux kan nie vertrou word as 'n finansiële raadgewer nie en kan dus nie aanspreeklik gehou word vir enige raad wat hy hier kwytraak nie. Maar tog dink hy dat hy maar 'n eiertjie kan lê oor arme Dan Rood wat nou 4 miljoen rand kwyt is nadat die Reservebank op sy bankrekeninge toegeslaan het oor hy glo nie valuta beheerreëls nagekom het nie. Die ding is, Dan, dat jy nie die geld in bankrekeninge moet sit nie. Sit dit eerder in 'n rusbank en die hele ANC se NUK en Guyton McKenzie sal tot jou redding kom. Nou ja, baie mense het sulke tipe grappe gemaak van sit dit liewer in jou rusbank. En die parallel wat hulle tussen my tref en Cyril Ramaphosa is natuurlik geheel en al juis, want Ramaphosa het $500,000 in kontant in sy rusbank gehad. Nou, daar's reëls, ek dink nie, in baie lande, as jy op die vliegtuig, selfs as jy die vliegtuig Amerika toe neem, jy mag nie meer as $10,000 kontant in die land inbring nie, in geen land aanvaar dat jy 'n groot bedrag kontant eintlik so oor grense vervoer nie. En Cyril Ramaphosa het verseker elke moontlike reël in die handboek of in die lys van die Reservebank se valuta beheer maatreëls het hy oortree en hy het absoluut niks oorgekom nie. Die sogenaamde Pala skandaal. Hulle het ook nie sy geld gekonfiskeer, soos hulle my en Praag se fondse gekonfiskeer het nie. En ek het elke transaksie wat ek ooit gedoen het, is goedgekeur deur Absa Bank. Ek het vir elke bedrag het ek 'n kennisgewing van Absa Bank wat dit goedkeur. Met ander woorde, ek het nog nie eers $1 kontant oor 'n landsgrens vervoer nie. Ek het geen kontant by my gehad nie, wat ek nie moes gehad het nie. Dit het alles via die bankstelsel en volgens die reëls geskied. Maar goed, dit sal nou alles, ek weet nie eens waaroor die geld gekonfiskeer word nie. Daar word geen redes bekend gemaak nie, en tydens die komende geding sal ek seker dan uitvind, kragtens watter reël of regulasie van die Reservebank hulle nou my geld sogenaamd verklaar het. Ja, ek was ook op die voorblad van die Burger, laas toe ek op die voorblad van die Burger was tydens die woordfees van 2005, maar hierso is dit nou 'n Reservebank gryp aktivis se miljoene, Dan Rood geskok, win regsadvies in. Ja, dit is eintlik vir my half onwerklik. Ek het ook gekyk, ek het sommer net hierso vir Claude gevra, hoe hoog is 'n stapel R100 note wat gelykstaande is aan R5 miljoen, en toe sê hy vir my, dit is 5 meter hoog, is die hoogte van 'n 2-verdieping gebou. Nou, ja, R100 note op mekaar wat 'n 2-verdieping gebou word, dis soveel geld dit is. En ek dink in Suid-Afrika, ons is maar 'n arm land. Jy weet, in Switserland is eenheid elke 6 Switsers is $1 miljonair. Jy weet, in die gemiddelde huisprys in 'n stedelike gebied in Amerika is ook so, sê maar $1 miljoen, en jy weet, in Europa jy weet, kos die gemiddelde huis hier by die R18 miljoen. So, jy weet, dit is groot bedrag daai, en mense is gewinne aan, maar hier by ons, jy weet, jy kan 'n taamlike goeie huis vir R5 miljoen koop. Ek dink eers my huis is R5 miljoen werd nie. Jy kan 'n taamlike kar koop vir daai geld. Jy weet, en as jy spaarsamig is, kan jy waarskynlik leef van die rente van daardie bedrag. Jy weet, in jare lank met baie min steun eintlik en baie min publisiteit kon ons Praag aan die gang hou deur eenvoudig net jy weet, 'n bietjie rente te verdien en so meer. Dis iets wat, ja, natuurlik is ons webwerwe ook gekraak. Dit alles lyk vir my asof daar meer daagter sit as wat 'n mens eintlik vermoed. En hopelik sal dit vorentoe duideliker raak presies wat hier gebeur het. En die kontras, maar dit het my net
ek is eintlik geskok deur hoe maklik so iets kan plaasvind. Dit is eenvoudig ongelooflik. En miskien moet ek hier saam met die kykers net deel die omstandighede toe dit gebeur het, jy weet, en ek het nie eers aanvanklik besef wat aan die gang was nie. Want ek en my vrou was, jy weet, ons het toevallig vir 'n paar weke Amerika toe gegaan, en ons het 'n paar afsprake daar gehad, ek het mense daar gaan gesels, en toe land ons op die lughawe daar so Washington Dulles, en ons en of daarna jy weet, haal ek so bussie na 'n plek toe waar mense motors huur. En gewoonlik het ek sommer net so van die een Absa rekening na die ander geld oorgeplaas na my vrou se kredietkaart toe. En dan kon ek iets koop of ek kon jy weet, ja, mens het 'n kredietkaart nodig om my motor te huur. Toe probeer ek nou fondse oorplaas na die kredietkaart toe, en ek sien skielik nee, ek kry dit nie reg nie. Daar's iets fout met die stelsel of iets van die aard. Ek dink die geld was nog in die rekening, maar jy kon niks daarmee doen nie. Toe moet ek nou eintlik ure lank daar wag, want nou kan ek nie 'n motor hier nie. Ons het nie vervoer nie, ons moet na iemand 'n huis in die voorstede toe ry van daar af. En ja, sonder 'n motor. En in Amerika kan jy niks doen sonder 'n motor nie, 'n bietjie soos in Suid-Afrika. Maar uiteindelik het daar 'n dame by die motorverhuuringsplek my toe gehelp, want sy het toe gesê, kyk, as jy 'n buitelandse debietkaart het, kan ek jou dalk help, maar dan moet daar geld op die debietkaart wees. Nou, omtrent al die geld was in die Standardbank en die Absa rekening, maar gelukkig het ek so, ek weet nie, dit is eers tussen iets soos R11.000 of iets van die aard in 'n Standardbank rekening gehad het, en daar was 'n debietkaart gekoppel aan daardie Standardbank rekening. En ek het hom toe vir haar gegee, en sy het die ding daar so deur die masjien getrek, en dit het gewerk, en toe kon ons daarom die motor huur. Nou ja, dit is hoe dit begin het. Maar intussen, vir etlike dae lank het ek probeer om by Absa, ek het hulle gebel van Amerika af, ek het vir hulle e-pos gestuur. Wat gaan aan? Jy weet, wat het geword van die fondse? Ek het probeer kyk wat met daai betaling van $120,000 na Amerika toe aan die gang was. Jy weet, want dit lyk my die geld nie daar uitgekom nie. En eers na 'n hele paar dae, hierso kom hierdie e-pos aan wat sê, nee, julle geld is nou bevries, kragtens regulasie 22B van die valutabeheer maatreëls van die Reservebank, en dis dit. Ja, dit was nie 'n baie lekker verblyf daar in Amerika nie, want nou weet ons nie, ons is nou skielik ja, hier's 'n baie groot probleem, en dit het eintlik net groter geword, want daar was eintlik amper niks wat jy daaraan kan doen nie. Jy kan vertoe tot hulle rig, en daar was 'n gesprek met hulle, en wat ek al, ek het probeer, ook deur prokureer, het ek probeer met hulle onderhandel, of wat ek al, hulle steur hulle eenvoudig nie daaraan nie. En aan die einde, dan vat hulle maar net jou geld. Dis hoe dit werk. En dit het my onder indruk gebring, wat so ontsettende risiko 'n mens eintlik loop, om geld in 'n bankrekening in Suid-Afrika te hê, veral 'n groot bedrag. Maar nie net is daar kuberkrakers en skelms en wat ook al wat jou kan beroof nie, maar die Reservebank, hulle kan sommer net jou geld vat en konfiskeer. Net so, ek het nou nog nie sulke probleme gehad nie, maar die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, of ja, meer bekend as SARS. SARS is ook 'n vorm van virus, ek dink is die voëlgriep virus, SARS. Nou hierdie voëlgriep mense, SARS, hulle kan ook sommer net geld uit jou bankrekening vat, en toe hierdie ding nou gebeur, het 'n ou skoolmaat van my, wat op ons oud help mekaar groep is, het hy daar genoem dat die SARS het op 'n stadium sommer net sy bankrekening leeg getrek, en het hom 3 jaar geneem om dit weer terug te kry. En meer onlangs het SARS sy predikant se bankrekening leeg getrek. En hy weet nie eers met wie om te praat by SARS nie. Dis hoe dit gaan. So, mense fokus baie op, jy weet, sê nou maar,
die onteiening van grond en onteiening sonder vergoeding en die vat van plase. Maar as jy 'n plaas by iemand vat of konfiskeer of onteien, dan moet daai plaas getransporteer word op iemand anders se naam en daar's verseker 'n regsproses daaraan verbonde en jy het daarom die moontlikheid om dan hof toe te gaan om te sorg dat dit nie gebeur nie. Maar in hierdie geval met geld aan 'n bankrekening, dit neem 2 e-posse om dit sommer net te vat. R5 miljoen daarmee heen in die drein af weg. En jy weet, vir iemand op my ouderdom, ek word hierdie week 69 jaar oud. Ja, dit is 'n geweldige slag. Ek bedoel, jy weet, hoe gaan ek nou binne die volgende paar jaar weer R5 miljoen in die hande kry? Dit gaan nie so maklik wees nie. Ek gaan maar die stryd stry, ek gaan probeer planne maak en wat ook al, maar jy weet, 'n mens probeer fokus op die belangrike dinge in Suid-Afrika om, jy weet, strategie vorentoe, jy weet, 'n visie vir die toekoms en so meer, maar jou daaglikse oorlewing word geweldig deur die stelsel geraak. Jy weet, die stelsel is eintlik besig om jou elke dag te probeer verarm, om jou geld te vat, om jou te laat beroof, om jou jy weet, jou veiligheid is in die gedrang, en jy weet, jy kan nie op die howe eintlik reken nie, wel, ek gaan nou maar hof toe, maar jy weet, hulle sê die howe is soos Russiese roulette, jy weet, dit is so 'n soort van 'n revolver wat jy teen jou kop sit, en jy trek jy sneller, en miskien is daar koel in die loop, of miskien is daar nie, en jy weet, soms werk dit vir jou, soms teen jou, en die regters is maar staatsamptenare, en die Reservebank is ook 'n staatsinstelling, en die staatsamptenare kyk na mekaar. So as jy, en daar's baie min sake wat ek nou al kon sien online, waar mense sukses behaal teen die Reservebank. Nou onlangs het Standard Bank sukses teen hulle behaal in 'n saak, maar dis daarom Standard Bank. Jy weet, Standard Bank is 'n reusagtige organisasie wat seker ook al die middele het om die beste advokate te kan bekostig en so meer. Dus een swalkie maak nie noodwendig somer nie. Maar dit het my verder aan die ding gesit, wel, kom ons praat net, vir 'n oomblik oor wat vir my 'n oplossing sou wees vir hierdie probleem. Vir my, ek het nou hierdie persoonlike, wat sal mense dit noem, ramp. Dit is 'n ramp. En 'n ramp vir Praag ook, want jy weet, ons het groot planne gehad, ons gaan nou nog boeke uitgee, en ons gaan skrywers help, en ek weet nie wat nie, ons wou 'n klomp dinge gedoen het, waarin ek eintlik van ons persoonlike fondse en wat ek al ook sou instort, en ons sou regtig 'n hele Afrikaanse beweging aan op tou kon sit. Maar toe kom die ou Reservebank en hy sê net, nee wat, ek stuur vir jou e-pos en ek vat jou fondse. Nou, hoe gaan ons aan hierdie tipe ding ontkom? Ek dink, in die eerste instansie moet ons erken dat niks in Suid-Afrika is veilig nie, wat banke betref nie. Solank as wat hierdie ontsettende wetgewing, hierdie wet van 1933 en regulasies van 1960 bestaan, en natuurlik, daar is nog SARS ook met sy hele arsenaal van wette. Solank as wat dit bestaan, is ons geld nie veilig in Suid-Afrika nie. En daarom sal ons sal eintlik al ons finansiële bates, sal ons buite die land moet plaas. Ek dink dit is een oplossing. Ek weet Magnus Huystek waarsku mense ook die hele tyd. En ons weet natuurlik dat die ANC het reeds, hulle het omtrent 50 miljard rand, Willem Petzer het 'n video daaroor gemaak. Die ANC het al 50 miljard rand van die staatsdiens pensioenfonds basies gesteel. Jy weet, dit is sogenaamd belê in, jy weet, maatskappye en swart bemagtigingsprojekte en so meer, maar dit is eintlik maar net gesteel. Jy weet, dit is net gevat en uitgegee. 50 miljard rand van die staatsamptenare pensioenfonds is weg daarmee heen. Maar hulle gaan ook begin met die privaat pensioene, dink ek. As hulle eers die staatsdiens pensioenfonds, jy weet, 'n goeie knou toegedoen het,
toegedien en dan gaan hulle begin met die privaat pensioene. En natuurlik hierdie goed van voorgeskrewe bates, jy weet net soos in Zimbabwe. Ja, ek het gehoor van 'n ou tannie. Sy het in die ou Rhodesia gebly en sy het 'n pensioen gehad daar en waarvoor sy betaal het haar hele lewe lank. En toe die hele ding gebeur met Mugabe en sy het Suid-Afrika toe getrek. Maar hulle het toe gesê, nee, sy mag nie haar geld Suid-Afrika te bring nie, haar pensioen nie. Hulle gee vir haar Zimbabwe se staatseffekte, wat sê nou maar, ek weet nie, sê maar 5 of 10% rente betaal, maar natuurlik het die geldeenheid intussen tot 0 gedaal. Sê daardie tannie het, sy het Zimbabwe se staatseffekte gehad. Weet, dit was haar pensioen. En net so, hulle is besig om met hierdie voorgeskrewe bates, as hulle nou klaar is met die staatsdiens pensioenfonds, dan gaan hulle vir die privaat pensioenfondse sê, nee, maar julle gaan nou belê in jy weet, in hierdie en daai maatskappye, en jy weet wat volgens ons, jy weet waarin ons, hierdie maatskappye behoort nou aan ons, of nie aan die minister nie, maar die minister se vrou, of die minister se seun, of wat ek al is Paul Mashatile se seun. Paul Mashatile bly in 'n 27 miljoen rand huis, maar hy verdien, ek weet nie, hy verdien nou 'n minister se salaris. Niemand weet hoe hy daai huis in die hande gekry nie. Daar's nie 'n leefstyl audit op hom gedoen nie. So al hierdie dinge gaan gebeur, maar net wat jou kontant betref en ook ons betalings betref, daar lê daar klaar 'n geweldige probleem. En ek sou sê, selfs daai goed, betalings moet in die buiteland geskied. En dis vandag met die internet en so meer en selfone is dit heeltemal moontlik. En ek sou sê, en ek dink so 'n bietjie in daardie rigting, ek het al 'n ruk gelede so 'n idee gehad, maar ons behoort eintlik ons eie Afrikaner bank in die buiteland op te rig. Dit sal vir my weerwraak wees op die Reservebank, as ons 'n Afrikaner bank in die buiteland kan stig en bedryf, en dat ons al ons betalings tussen mekaar, jy sal nog af en toe sien nou aan die winkel hier met 'n kaart betaal of iets, maar jy kan basies, ons kan 'n groot klomp van ons betalings tussen mekaar en selfs tussen besighede en wat ook al kan ons daar in die buiteland laat plaasvind. En daar hoef sê waarskynlik nie BTW ter sprake te wees nie, want die betaling vind ons daar in die buiteland plaas. Trouwens, ja, as ons nou net dink aan die Reservebank, wie onthou nog vir die Guptas? Ek het nou ongelukkig nie hulle foto hier opgelaai nie, maar die Guptas. Hoeveel geld het die Guptas vanuit Suid-Afrika in valuta transaksies Dubai toe en Indië toe gestuur, sonder dat die Reservebank 'n vinger verroer het? Ek gee te raai. Nou die beskikbare syfers is omtrent 50 miljard rand. Met ander woorde, die Reservebank het die Guptas toegelaat om 50 miljard rand uit Suid-Afrika oor te plaas na Dubai en Indië, sonder dat hulle vinger verroer het, maar hulle vat my 4,2 miljoen rand net daar. Jy weet, op 'n sogenaamde, hulle noem dit 'n suspicie of 'n agterdog. Hulle het 'n agterdog teenoor my gehad. Geen bewys nie, niks. Jy weet, daar was nog nooit enige iets aan my voorgeleë klag of enige iets van die aard. Jy weet, 'n bietjie soos in daai roman van Franz Kafka. Jy word van iets aangekla, maar jy weet nie van wat nie. En dan moet jy self uitvind, maar wat ek verkeerd gedoen. Die Guptas. En dan is daar natuurlik, ja, wie onthou nog vir Jill Marcus? So lyk sy. Sy was op 'n stadium as gouverneur van die Reservebank. Daarso het sy nou hierdie note met Nelson Mandela se sy gesig op. Ek sal nie sê gevreet nie, maar ja, jy kan dit sien daar. En Jill Marcus het toegelaat dat die 50 grootste bank in die land saambou, vou. En daar was nie werklik enige finansiële probleem met saambou gewees nie. Daar was 'n korttermyn soort van kontantvloei probleem, en dit is 'n Reservebank se plig om 'n bank in daardie situasie te help. In 1998 en in 2008, toe daar finansiële krisisse in die wêreld was, daar was die long-term capital crisis, en toe was nou was natuurlik die krisis van 2008 ook. Toe het sentrale banke reg oor die wêreld gehelp om hulle banke staande te hou.
En hulle het selfs die belastingbetalers geld gebruik om dit te doen. Maar hier in Suid-Afrika het Jill Marcus Saambou tot niet laat gaan. En alhoewel die depositohouers van Saambou hulle geld teruggekry het, en hulle het ons die hele leningsboek, want Saambou het 'n klomp huislenings vir Afrikaners geskryf, uitgereik, het hulle net so vir FNB gegee. Maar al die aandeelhouers, meestal ook Afrikaners in Saambou Bank, het uitgestap met 0. Hulle aandele was niks werd nie. Hulle het niks daarvoor gekry nie. So dit wys vir ons hier is 'n plan, 'n soort van 'n langtermynplan om ons finansiëel te ondergrawe, te ondermyn en ons te verarm. Ek dink die verarming van die Afrikaner is 'n oogmerk van hierdie huidige bewind. En om daardie rede sal ons baie hard moet dink aan oplossings oor hoe om hierdie tipe ding in die toekoms te vermy. En ek meen, dit is heeltemal moontlik om op 'n klein skaal te begin en vir jou finansiële instelling in die buiteland op te rig, wat nie 'n volwaardige bank aanvanklik hoef te wees nie, maar daar is al hierdie goed wat hulle fintech noem en wat ook al. En jy weet, jy kan eintlik met geld kan jy 'n soort van 'n betalingsmeganisme in die buiteland skep, wat jy beheer en waar mense rekeninge kan hou en die rekeninge sal heeltemal veilig wees want die geld sal gehou word deur bestaande banke in die buiteland en daarmee kan ons mekaar betaal en ons kan ook wegkom van die randrisiko, want of ons dit nou wil weet of nie, die rand het sedert die ANC oorgeneem het natuurlik verswak van iets soos R2.50 per dollar tot tans R16.70, 80 waar ook al ons op die oomblik is. Dus dit is totaal en al in ons belang om te begin planne maak om ons geld te beveilig. En ek dink as ons geld kan beveilig, dan gaan ons iewers begin kom. Want mense fokus so geweldig op al die ander kwessies, jy weet, op herstellende aksie en op misdaad, en natuurlik is dit 'n ontsettende probleem en die geweld in ons land. Maar die verarming van ons mense en as ook die manier waarop ons finansiëel ondermyn word deur die staat en ook deur die banke, want kyk, die banke in baie opsigte is natuurlik kop en een mis met die Reservebank en as jy mens kyk na die banke se winste in Suid-Afrika, dis eenvoudig astronomies. En al daai geld kom uit ons sakke uit. Hulle betaal jou nie rente nie, as jou geld daar in die rekening lê nie. As hulle jou rente betaal, is dit te min. En natuurlik sodra jy geld by hulle leen, al hierdie mense met hierdie nuwe motors wat ek so op die pad sien, ek dink net, jy weet, daai ou, kyk hom so, hy is net besig om hierdie krokodil te voer. Jy weet, hy is eintlik 'n skuldslaaf vir die banke. En ons huise, jy weet, jy betaal 20 jaar af aan 'n huislening en jy betaal daai huis oor, jy weet, 'n paar keer oor. En as jy 'n paar maande as jy 'n werk verloor en jy loop 'n paar maande se betalingsmis, dan kom hulle net en hulle vat jou huis. Jy weet, en ons kastig nou wetgewing wat jou 'n bietjie beskerming gee in die grondwet en al die goed, dit beteken net mooi niks. As jy tot 'n bepaalde bevolkingsgroep behoort, dan het jy geen beskerming wat daardie tipe dinge betref nie. Dus, ek het hierdie slag al, jy weet, paar jaar gelede het dit my die eerste keer getref, toe die fondse bevries is. Intussen het ek nou maar oorleef. Ons draai maar ons sente om hierso en ek weet, Praag het nie geld nie. Ons is besig om te werk aan ons webblaaie en ons gaan dinge weer op koers kry en ons sal dalk weer vir mense debietorders versoek, maar dis vir my in die eerste, ek wil ook kyk daarna om selfs alles vanuit die buiteland te doen, dat ek selfs 'n soort van 'n nie-winsgewende organisasie in die buiteland stig, met die naam Praag. Maar hy sal nie in Suid-Afrika geregistreer wees nie, want ek wil nie meer onderworpe wees aan hierdie soort arbitrære en drakoniese optrede van die staat en veral van die Reservebank nie.
ek wil weet dat ek in watter land dit ook al is, dat ek daarom regte het en dat ek beskerming daar geniet. Dat ek nie 'n slagoffer raak van die stelsel soos ek tans is nie. Nou ja, as jy tot hier geluister het, moet nie vergeet om op die kanaal inteken nie en koop maar 'n boek of 2, jy weet, sodat ons nie honger ly hier so by Praag nie. Nee, dit is regtig haglik. En dan volgende keer maak ons weer so, en dankie aan almal ook wat my ondersteun het, en ek wil ook dankie sê vir Netwerk 24, wat baie billike berigte hieroor geskryf het, en alhoewel News24 van Adriaan Beson het ook, maar jy weet, mense probeer swart smeer in hulle berig met dinge wat die niks hiermee te maak het nie, maar hulle het so politieke goed bygesleep en hulle gesê, ek is 'n Afrikaner nasionalis, met die implikasie dat as jy 'n Afrikaner nasionalis is, dan mag die staat maar jou geld vat. Dit is vir my die implikasie van hulle berig. Maar dalk gaan ek nog 'n klag by die ombudsman teen hulle lê, ons sal maar kyk. Nou ja, ek wens jy 'n aangename Sondag verder toe, en ja, so oor 'n week of 2, dan gaan ek bietjie Europa toe, en ek sal ook 'n klomp video's daar probeer maak, en op verskillende plekke, en ook met mense gesels, en so 'n bietjie steun vir ons mense daar inwin, soos ek altyd gemaak het, en ek gaan ook definitief geen steun onaangeraak laat nie, om te sorg dat ons finansiëel onafhanklik kan word van hierdie huidige stelsel, wat eenvoudig net al die pad teen ons gelaai is. En ja, en as 'n gedeelte van die Afrikaner kapitaal in hierdie land net eenvoudig kan vertrek, dan sal hierdie bewind agterkom dat hy nie so met ons kan mors nie. Tot volgende keer dan, totsiens.